Jona hoofstuk 3 van vers 1 af. Die woord van die Here het 'n tweede keer tot Jona gekom. Maak klaar, ga na die groot stad Ninive toe en spreek hom aan met die boodskap wat ek jou sal gee. Toe maak Jona klaar en gaan na Ninive toe, soos die Here hom beveel het. Ninive was 'n baie groot stad. 'n Mens het 3 dae gevat om dit deur te stap. Jona het die stad ingegaan en 'n dag lank daar rondgestap en toe roep hy uit: nog net 40 dae en Ninive word verwoes. Die mense van Ninive het toe in God geglo en hulle het 'n dag aangekondig om te vas. Groot en klein het rouklere aangetrek. Die berig het ook by die koning van Ninive uitgekom. Hy het van sy troon af opgestaan en sy koningsklere uitgetrek, rouklere aangetrek en op 'n ashoop gaan sit. Hy het in Ninive laat proklameer: die koning en sy raadgewers beveel dat mens en dier, grootvee en kleinvee aan niks mag proe nie, dat hulle niks mag eet en nie water mag drink nie. Mens en dier moet rouklere aan hê en die mense moet ernstig tot God roep en hulle van hulle verkeerde dade bekeer en berou hê oor die geweld wat hulle gepleeg het. Miskien sal God van plan verander en nie meer kwaad wees nie. Dan sal ons nie omkom nie. Toe God sien wat hulle doen en hoe hulle bekeer van hulle verkeerde dade, het hy afgesien van die ramp wat hy gesê het hy oor hulle sal bring. Hy het nie die ramp gestuur nie. Ons lees net tot daar, dit is die woord van die lewende God wat ons in ons hande het. Ons gaan so 'n bietjie kyk na die klein profete. Nou die klein profete is die klein boekies in die Ou Testament waar die profete, daar so 3, 4, 5 hoofstukke, dit is profete wat onder die leiding van God gestaan het en dan die woord van die Here gebring het. Maar die tydperk waarna ons gaan kyk is belangrik. Dit is pre-ballingskap. Dis voordat hulle in ballingskap weg is, voordat hulle deur ander volke oorweldig is en weggevoer is na 'n vreemde land in ballingskap. Daar's 'n paar name van die klein profete: Jona, Joël, Amos, Hosea, Jesaja was groot, Micha, Naam, Sefanja en Habakuk. En gaan lees bietjie hierdie boeke en sien die verhouding tussen God en sy volk. Want heeltyd was God besig om sy volk op te roep deur hierdie klein profete. Onthou, 'n profeet het 'n boodskap van God gekry. Dan het hy na die volk toe gegaan of na die koning toe gegaan en gesê: so sê die Here. En dan moes die volk besluit, gaan ons luister wat sê die Here, of gaan ons aangaan met dit waarmee ons besig is, dit wat vir ons belangrik is. Nou, as ons na hierdie klein profete gaan kyk, dan sien ons daar is 3 aspekte van God wat na vore kom, wat nogal deurlopend in hierdie klein profete is, wat daar voorkom. En die eerste ene is God se handeling. God se handeling met sy volk, God wat besig was met sy volk. En onthou nou, ons praat nou oor die klein profete, maar heeltyd moet ons dink aan ons lewens vandag, ons situasie, ons uitdaging, God se roeping vir ons vandag in hierdie wêreld. So as ons gaan kyk na God se handelinge, vra jouself die vraag af, maar hoe handel God vandag teenoor ons? Hoe handel God vandag teenoor die wêreld? En soos ons in Jona gesien het, daar's wonderwerke op wonderwerke wat plaasgevind het. En God was besig om vir sy volk te wys, waarlik hy is die Here. Hy het vir hulle gewys dat die natuur, die skepping, is nie 'n geslote stelsel nie. Dis nie net, God het die skepping gemaak en gesê, daar is die skepping en nou kan die skepping aangaan en nou moet hy maar deur die proses hardloop nie. God tree in hierdie natuurlike wêreld van ons in en hy bring wonderwerk op wonderwerk.
God bring die werke van sy hande vir elkeen van ons. Ou Testament, klein profete, vandag. En dit maak vir ons iets in ons gedagtes wakker as ons begin praat van geloof, as ons praat van gebed. Want as ons glo, maar God is nog steeds handelend besig in hierdie wêreld, dan kyk ek mos anders na my dag. Dan weet ek mos, ek kan my situasie, my uitdaging na God toe vat, en God gaan handel. Want hy staan nie buite sy skepping nie, hy tree in. Nou as 'n paar voorbeelde van God se handelinge in Jona. Ek gaan net so 'n paar noem. Jona, onthou julle ken die storie van Jona. God het gesê gaan na Ninive toe. Ons het gelees die tweede keer toe God sê gaan. Maar die eerste keer toe God sê gaan na Ninive toe, sê Jona, ek gaan nie na Ninive toe. Daai mense, En hy klim op 'n skip en hy ry in die teenoorgestelde rigting van Ninive. En daar staan, en God het 'n wind gestuur, 'n stormwind op die see, so erg dat die bemanning van die boot het die goedere wat op die boot was begin oorboord gooi, want hulle het gesê, ons gaan dit nie maak nie. God stuur 'n wind. Toe besluit die matrose, iemand op hierdie boot is skuldig, en hulle begin loetjies trek. Wie is die skuldige? En die lood val op Jona. God wys vir die mense, Jona is die skuldige een. Toe sê Jona, gooi my maar oorboord. Nou, interessant, gooi my maar oorboord, en hulle vat en hulle gooi hom oorboord, en op daai moment gaan hy die storm. Kyk hoe is God besig om te handel. Jona gaan af tot in die diepstes. Wat gebeur? God stuur 'n vis. En die vis sluk hom in vir 3 dae. En toe spoeg die vis hom uit op droë land, nie weer daar in die middel van die see nie, op droë land. En toe kom die tweede oproep na Jona toe, en Jona gaan na Ninive toe, en hy gaan toe. Maar toe hy nou daar so buite sit, toe kry hy homself baie jammer. Die son brand, en dis nie lekker nie. En God stuur 'n plant wat in 'n dag sy skuiling toegroei, sodat hy in die koelte kan sit. Die volgende oggend stuur God 'n wurm, wat hierdie plant opvreet, en die plant is weg. En God stuur 'n woestynwind, wat oor Jona waai, en hy kla en hy kerm. En dan seker die grootste wonderwerk in Jona is Ninive wat tot bekering kom. 'n groot stad, so groot, dit vat jou 3 dae om deur om te loop. Almal kom tot bekering. God is werkend besig in ons wêreld. Dis nie dat hy ergens in die hemel sit en hy's besig met sy eie goed nie. Hy's besig met sy skepping. Hy's besig met jou lewe en met my lewe. En hy werk. Die tweede aspek is God se integriteit. God verander nie. God is konsekwent. God staan vir reg en geregtigheid. En hy staan vir barmhartigheid. Van die begin af het God gesê, ek aanvaar nie sonde nie. En ek sal sonde straf. Dit is reg dat hy sonde straf. Want hy het die reëls gemaak en die mens het teen sy reëls ingegaan. Maar dan is God ook barmhartig. Hy bring uitkoms, hy bring verlossing, hy bring vergifnis. En so handel God deur die wêreld. Deur die wêreldgeskiedenis is hy besig om so te handel, in reg en in barmhartigheid. En die hoogtepunt daarvan is sekerlik die kruis. Die kruis, soos ons hom hier sien. Want aan die kruis word sonde gestraf. Maar nie ons word gestraf nie,
Christus dra ons straf vir ons. En ons kry vergifnis. Hy bewys barmhartigheid aan ons en ons word vergewe. Hou dit in gedagte. God handel in hierdie wêreld. God laat reg en geregtigheid geskied. Hy bring barmhartigheid, hy bring vergifnis. En dan die laaste een, die derde een, God se planne kan verander. Ongelooflik wat ons hier gelees het, toe God sien dat wat hulle doen en hoe hulle bekeer en hulle van hulle verkeerde dade, het hy afgesien van die ramp wat hy gesê het, hy gaan oor hulle bring. Hy het die ramp nie gestuur nie. God vergewe en hy spreek vry. Ongelooflike boodskap vir elkeen van ons. Dis nie dat God harteloos teenoor jou staan nie. As jy bely, maar Jesus is my verlosser, U het vir my gesterf en ek weet my sondes is vergewe. Ek's kind van God, soos ons gelees het vanoggend, dan weet ek is vrygespreek. Vir ewig. Ek's vrygespreek. God tree in ons lewens en hy's nie hierdie ver af God wat sê, julle is sleg, julle is goed, julle kom, julle gaan weg nie. Hy is persoonlik besig in ons lewens. Hy stap elke oomblik saam met ons. Waar is die Heilige Gees op die oomblik? In ons. Is Jesus by ons teenwoordig? Dis wat hy sê. Hy is persoonlik besig met jou. Hy staan in 'n lewende verhouding met jou. En dis wat ons moet raak sien. Dis wat ons moet besef. Dan kom ons by Jesaja 62 vers 6 en dit is so mooi. Ek het wagte op jou muur uitgesit, Jerusalem. Hulle sal dag en nag roep, julle wat die Here aan sy beloftes moet herinner. Julle moenie stil bly nie. Vanuit hierdie verhouding wat ons met God het. Dis nie dat ek sit maar hier in 'n hoekie en ek hoop maar die beste, laat God die beste vir my sal gee en maar ek sê niks nie. Hy sê, herinner my aan my beloftes, gaan nie in terug. God se integriteit, dit wat hy sê, dit staan vas. Hy sê, herinner my aan my beloftes, hoekom? Gaan hy vergeet? Nee, sodat ons kan sien wat beloof God. Sodat ons kan sien, hoe kan ons aan hom gehoorsaam wees? Hoe kan ek die Here dien? Want ek weet, die Here is by my. Hy het dit gesê, sy woord sal nie verander nie. Vir ewig is hy my God. So, Here, ek weet, ek kan op U vertrou. Here, hoor my hart. Here, help my. Ek's moedeloos, ek's kragteloos. Ek het nie antwoorde nie. Here, ek roep tot U. U is God. Want ons staan in 'n lewende verhouding met hom. Hy is ons God. Hierdie 3 punte, God se handeling, God se integriteit en God se planne wat verander. Wat sy oordeel terugtrek, wat sy straf terugtrek en wat vir ons in genade vryspreek. Dit was die God van die klein profete. Duisende jare terug. Dis ons God vandag. Hy verander nie. Dis ons God vandag. Maar wat doen ons nou met dit wat ons lees in die klein profete? Ons is in 'n tydperk van rus. Dit gaan goed met ons. Ons is nie in ballingskap nie. Ons het vryheid van godsdiens. Ekonomies uitdagend, maar ons gaan nog aan. Ons het kos om te eet. Ons is in 'n tydperk van rus. En dis nie altyd 'n goeie ding nie. As jy nie na God se oproep hoor nie, is dit 'n gevaarlike ding. Want dit was die volk tydens die boodskappe van die klein profete. Hulle was in hierdie tydperk van rus. Alles was goed, alles was mooi. Hulle het afgode aanbid, ja, dit was nou nie so mooi nie, maar ons is mos nou eintlik die volk van God en dit gaan goed met ons.
En God begin hulle oproep, en hy roep hulle op, en hy roep hulle op, en hulle luister nie. Dit was voor die ballingskap, pre-ballingskap, en toe kom die ballingskap. 700 jaar voor Christus, toe word Israel weggevoer. 500 jaar voor Christus, toe word Juda weggevoer. In ballingskap, en weg uit hulle land uit. Jerusalem was vernietig, verwoes totaal. Want die volk het in rus ingegaan. En ons is in 'n tydperk van rus. As ons gaan kyk na die kerkkultuur. Hoe lyk die kerkkultuur in Suid-Afrika? Daar is so baie stemme wat opgaan van Jesus, dis reg, en daai Jesus plus. Van dis nie net die woord is genoeg nie, ek moet nog dit en dit en dit doen, ek moet nog dit en dit en dit glo. Die kerkkultuur het so verander. Die kerk is nommer 10 in die prioriteitslys. Daar's ander goed wat belangrik is, wat ons voor die kerk sit. Wat ons baie keer voor God sit. Ons moet gaan kyk na ons kerkkultuur. Wat vra God van ons? Die samelewingsreëls, die rigting van die samelewing. Ons sien dit, ons hoor dit, ons sien hoe verander die wêreld voor ons, hoe verander ons samelewing, hoe verander ons omgewing. Dit gebeur stadig, dit gebeur seker, ons neem notisie daarvan en dit skok ons baie keer. Wat het hulle nou gesê, wat wil hulle nou doen? En dan gaan ons net maar aan. Daar's nie 'n reaksie van ons kant af nie. Ja, daar's 'n skok en ek sal my uitspreek, ek sal miskien 'n boodskap stuur, iets post, en dan gaan ons aan. Ons is in 'n tydperk van rus. Die klein profeet is gestuur om die volk op te roep tot 'n herstel van 'n verhouding met God. En vir môre wil ek hierdie oproep na ons toe bring. Dat ons saam met die klein profete gaan luister na wat sê God. En dat ons dan vandag, ons moet vandag 'n besluit neem, dat ons dan vandag 'n breër visie van gebed gaan kry. Dat ons vandag gaan besluit, maar om vir my gesin te bid, dis wat ek moet doen. Om vir my gemeenskap te bid, dis wat ek moet doen. Om vir my besigheid of vir my plaas te bid, dit is wat ek moet doen. Maar ons moet 'n breër visie kry ook vandag. Want dit gaan nie net oor my nie. In Israel het dit nie net gegaan oor elke persoon nie, dit het gegaan as volk, as land. En ons kry 'n verantwoordelikheid, omdat ons hier bly, omdat ons kinders van God is. 'n breër visie van gebed. Wat kan dit wees? Iets baie bekends, iets wat ons so goed ken. Here, U wat ons hemelse Vader is, laat U naam geheilig word. Laat U wil geskied. Laat U koninkryk kom. Laat U naam geheilig word. Waarvoor kan ons bid? Ons het gesien hoe handel God. Ons het gesien van wonderwerke net in Jonas se boek. Soveel wonderwerke, hoe God ingegryp het. En as ons bid, Here, laat U naam geheilig word. Here, staan op. Here, wys die waarheid. Here, laat U Gees ons optel, ons vernuwe, ons weer lewe gee. As ons dit bid, wat gaan gebeur? Herlewing.
nuwe bekerings. Die kerk wat groei. Nie die kerk nie, maar die kerk wat aan Christus behoort, wat groei. Meer mense word vrygespreek, meer mense word verlos. Is dit nie ook waarvoor ons moet bid nie? Here, laat U naam geheilig word. Here, tree op. Here, begin by my. Verander my hart. Maak my nuut. Sal jy dit bid? Here, laat U naam geheilig word. Here, ons bid vir herlewing. Ons bid vir bekering. Bid vir reg en barmhartigheid. Laat U wil geskied. God tree op regverdig. Hy straf sonde. Hy spreek ons vry. Deur sy barmhartigheid, uit genade word ons gered. Here, handel in my lewe so. Maak my skoon, maak my nuut, maak my vry. Here, roep ons as 'n gemeenskap op. Roep ons as 'n gemeente op. Roep ons as 'n gesin, as 'n familie op. Dat ons saam voor U sal staan. Here, herstel U verhouding met ons. Laat U wil geskied. Laasien, laat U koninkryk kom. Here, verander die hart van Suid-Afrika, sodat ons U sal dien. Verander die hart van Suid-Afrika, onthou dit begin hier by ons. Here, verander ons harte en verander die hart van Suid-Afrika. Suid-Afrika is ons land. Dis waar ons bly, dis ons realiteit. So dit is ons verantwoordelikheid om so te bid. Here, laat U koninkryk kom in Suid-Afrika. Laat ons as 'n land U sal dien. U sal aanbid, U sal vereer as koning, dat ons onder U en U leiding alleen sal staan. Onthou, dit is, kom uit die Onse Vader, waar die disippels gesê het, Jesus leer ons bid, en hy het gesê, dit is hoe julle moet bid. En in hierdie wêreld van ons, in hierdie omstandighede, dit is hoe ons moet bid. Ons bid vir ons families, ons bid vir ons gesin, ons bid vir onsself, maar dan begin ons breër bid. Here, laat U naam geheilig word, laat U wil geskied. Here, laat U koninkryk kom. Bid so vir God se handelinge, bid vir reg en barmhartigheid, bid vir inkeer in die hart van Suid-Afrika. Die uiteinde van Israel en Juda was ballingskap. Hulle het nie gehoor gegee nie. Hulle het nie geluister nie. Toe God sien wat hulle doen en hoe hulle bekeer van hulle verkeerde dade, het hy afgesien van die ramp wat hy gesê het, hy oor hulle sal bring. Hy het nie die ramp gestuur nie. Ons kry die belofte dat God ons sal seën. En ons weet dit is so. Maar ons het 'n verantwoordelikheid wat ons vanmôre ontvang. Soos die klein profete, so hoor ons vanmôre die woord van God uit die Bybel. En so moet ons agslaan op dit wat die Here sê. So kom ons kyk weier. Ons maak ons gebedsvisie weier. En ons begin so bid. En dan sien ons hoe God gaan handel. Want hy is 'n lewende God en hy is besig met ons. Amen. Kom ons bid saam.